Goeiedag, ons is by 6 Mei en hier so 'n paar vrae vir paar antwoorde vir refugee status. So gisterand sien ons daar's nou 'n lekker klomp mense in Suid-Afrika. In Amerika, ek het 'n beriggie gemaak daaroor al die mense wat ingekom het. Vir die maand van April en in totaal waar ons nou staan oor die 6000 in die populasie, 6500 in totaal in 'n omgewing van die heel begin van die program af, maar sedert November net so oor die 6000 wat ingekom het. Disclaimer, onthou ek het ongelukkig nie 'n publieke e-mailadres of Facebook Messenger of 'n WhatsApp waar jy my kan kontak nie. So ek doen nie individual aandag nie, ek het ongelukkig nie tyd daarvoor nie. Maar jy kan wel onder enige van my YouTube video's 'n vraag sit en as ek die video op my Facebook plaas, jy kan daar ook 'n vraag sit en dan kyk gewoonlik deur daai vraag en so werk ek die antwoorde in. So kom ons begin met die eerste vraag. Wat is agter die program? Wat sit agter die program? Want dit lyk my daar's net mense wat wil die blanke bevolking uit Suid-Afrika uittrek. Daar's geen konspirasie agter hierdie program nie. Niks nie. Daar's nie 'n ding wat probeer of 'n liggaam of 'n groep mense of iets wat 'n konspirasie het om van blankes ontslae te raak uit Suid-Afrika uit nie. Hierdie is maar net 'n program wat president Trump uit die goedheid van sy hart uit bekend gemaak het, beskikbaar gemaak het vir blankes, nie net vir blankes nie, vir minorities in Suid-Afrika wat geoppres word. Nadat hy uitgevind het hoe word die minorities in Suid-Afrika geoppres deur die regering. Dis al wat dit is. So daar's definitief nie 'n hele konspirasie agter hierdie nie. Ja, maar al die blankes vloei uit die land uit. Dit gebeur al vir dekades dat blankes uit Suid-Afrika uittrek van 1994 af. En voor die tyd, maar baie meer van 1994 af. So dis nie 'n konspirasie nie, dis maar net mense wat vir hulself 'n beter lewe gaan soek op 'n ander plek, want jy kan nie vir jou 'n ordentlike lewe in Suid-Afrika maak nie. So maklik soos dit. Het die akkommodasie waar ons gaan bly as ons daar aankom, het dit meubels in? Ja en nee, party het niks meubels in nie, party het klaar meubels in. As daar nie meubels is nie, gaan hulle vir jou goedkoop bed insit en want hulle gebruik van jou geld wat jy kry, jou federal funding, om vir jou goedkoop bed te koop, om 'n klein tafeltjie te koop. En onthou, jy hoef nie noodwendig laat hulle vir jou geld gebruik om vir jou goed te koop nie. Jy kan ook uitvind waar is die thrift store, local thrift store of local community wat skenkings maak om vir jou 'n bedjie te kry of 'n tafeltjie of iets, want dit is net vir tydelik. Want jy moet binne so 3 maande van die program kan afwees en op jou eie is, dan kan jy jou eie akkommodasie uitsorteer. Selfs dan, as jy in jou eie akkommodasie ingaan, niks keer jy om by 'n thrift store vir jou goedkoop meubels te gaan koop of die local community. Vra jou local community, sê hy, ek is nie ek's 'n immigrant, het iemand dalk 'n bank wat rond staan wat hulle nie gebruik nie, is bereid om te betaal. En nie so verbaas wees so baie keer kom mense vir jou sê, nee, hier's iemand jy verniet kan kry, kom haal hom myself. Of hulle kom lewer hom vir jou af. So moenie bang wees om jou community te vra op Facebook groepe en sulke goeters nie. Kan jy nog steeds aansoek doen as jy 'n rekord het? Jy kan. Kriminele rekord gaan jou nie keer om te kom nie. Sekere goed in 'n kriminele rekord kan jou keer. Byvoorbeeld, as jy moord gepleeg het, jy weet enige gewelddadige aanval of jy weet iets in daai, gaan dit definitief nie goedgekeur word nie, maar as jy net winkeldiefstal of whatever small iets gedoen het en jy het 'n kriminele rekord, dit gaan jou nie noodwendig keer nie. Moenie laat so iets jou verhoed om, doen jy die aansoek en dat hulle jou afkeer, is dit dalk keer goed en is fyn. Ons hoor dat Medicaid gaan verval in Oktober vir refugees. Ja, die Medicaid, sover ek weet, is die plan daar om Medicaid heeltemal weg te vat vir refugees. Maar dit beteken nie jy gaan niks kry nie. Daar gaan 'n ander program, daar sal 'n ander plan gemaak word met mense wat soos julle soos refugees inkom. Hulle gaan nie net inkom en vir die eerste 3 maande of so, terwyl jy nog nie op jou voete is, het jy geen medies nie. Dit gaan nie werk nie. So hulle gaan die ding verander, daar gaan 'n ander plan wees vir mense soos refugees. Maar die oorspronklike huidige situasie, want die probleem was die vorige government, het soveel duisende illegal immigrants ingebring en hulle op Medicaid gesit en hulle daar gelos. Party van ons 4, 5, 6 jaar op Medicaid. En dat is illegally. So dis wat hulle gaan uitsny.
Ons bly and we are in New Zealand. What do we do to start a program? Well, to start if you're in New Zealand, you and your family lives in New Zealand and you want to use this program, the first thing you're going to have to do is move back to South Africa. You cannot apply from outside the country. Now, here's the other problem. It depends on how long you were in New Zealand. If you're living there full time and you just move back to South Africa to apply for this program, I can guarantee you they will not approve you because you actually had a place where you were staying where you were not persecuted. It doesn't make sense to live in a Western country, then go back to the country who persecutes you so you can be there and apply for a refugee program in America. I can guarantee you, if I'm the counselor or the caseworker who have to work with that, I'll disapprove you because you have a safe place right now. So no, you cannot apply for this program if you live outside South Africa. If you have, according to what I understand, you live there full time in New Zealand and your family is there with you. So there's no ways you can apply for this program from there, or moving back to South Africa and apply. You're going to waste your time and money because I guarantee you they're not going to approve that. Kan ons relocate na ander state of plekke al in die eerste maand? Ja, niks keer jou nie. It's a free country. Jy is nie in 'n prison nie. So as jy by 'n plek aankom en die plek is net nie reg, dis moet werk nie vir jou nie. Dis glad nie reg nie. Niks keer jy om te out-migrate nie. Jy kan vir hulle vra, hulle moet jou uitbetaal die geld wat jy skuld, dan vat jy dit en trek. Nou moet jy net verstaan, as jy dit doen, jy's op jou eie van af. En ek meen op jou eie, heeltemal. Hulle gaan niks meer vir jou doen nie. Hulle gaan jou nie help met aansoeke vir medies nie, hulle gaan jou nie help met aansoeke vir social security of werkspermitte of niks nie. Jy's op jou eie, jy het jou checkie wat hulle vir jou gaan gee en daar gaan jy. So, nou kan jy nie aan 'n ander plek toe gaan en dan vir hulle sê, maar julle wil my nie help en so nie. Jy gaan alles self moet doen. As jy bereid is om dit self te doen en jy het die finansies om jou te back up met 'n bietjie, hey, go for it. Jy hoef nie daar te sit in 'n plek wat baie sleg is nie. Maar dis iets wat jy mooi moet oordink. Jou support is gone as jy jou goed vat en na 'n ander plek toe gaan en out-migrate. Jy kan in ander communities, onthou daar's communities oral waar jy besluit jy gaan Oklahoma toe, for example. Daar's communities in Oklahoma van refugees wat daar is wat jou sal help en sê, hey, kom hier by ons jou help, waar gaan jy? So mense kan jou nog steeds help, maar die caseworkers is van jou lys af. Hulle het geen responsibility vir jou meer nie. So, as jy dit kan doen, no problem. As jy regtig hulp nodig het, stel ek voor, gaan jy die proses, kry hulle hulp, sodat jy net so lank jou green card, jou social security card kan kry, jou driver's license kan kry, dat jy kan begin werk en begin aansoek. Dus min plekke gaan jou vat sonder 'n driver's license en 'n social security card. Baie min gaan jou vat sonder 'n social security card. Jy kan nie noodwendig 'n bankrekening oopmaak sonder 'n social security card nie. So jy gaan baie dinge mee sukkel as jy nog nie reg goed het nie. So as jy wil, jy kan, maak net seker jy verstaan die konsekwensies van dit. So dis al vrae wat ek het vir vandag. Nog meer vrae kan jy lê insit. Ek weet nie of ek gaan kyk vir 'n live. Ek gaan nie definitief die Saterdag 'n live kan doen nie, want die tyd wanneer ek klaar gevlieg het Saterdag is jy al lank al in die bed. So miskien Sondag, Sondag aand 6:00 weer Suid-Afrika tyd en maak ons 'n live om mense nog antwoorde te gee. Sien julle dan, geniet die res van die week en as ek ander vrae tussen opbou, genoeg vrae opbou môre of oormôre, dan doen ek weer video's soos hierdie met antwoorde. Geniet die dag verder. Cheers.